skoonheid. Die vrou ontklee haar, gereed om in die warm water van die stort te klim. Te midde van die stoom merk sy die ligpers aartjies van haar middeljarige bene op, die minder as stewige spiere. Seker omdat sy nie in 'n gimnasium oefen of op enige formele oefenprogram is nie. Dis beter as hy dit nie vir enigiemand vertel wat gesteld op gesondheid is nie. Hulle sal haar behoorlik vermaan. Die voordele van oefen aan haar uitwys, heel waarskynlik herhalend, om seker te maak dat sy die boodskap kry. Goeie genade, dink die vrou. Hoekom kan haar lyf nie maar jonk bly nie? Kyk net die supermodelle op wêreldberoemde loopplanke. Hulle lywe volmaak en begeerlik, terwyl hulle skraal heupies van een kant tot die ander in perfekte simmetrie beweeg. Hulle oë hipnoties voor hulle gerig, asof in 'n ander wêreld. Dis ongelooflik wat mens verander kan wegsteek, dink die vrou, wat die kleertjies alles kan toemaak. Mense kyk net so na die buitekant, die hare, klere en vel dan 'n indikasie hoe mooi daardie een is. Selfvertroue is die ding, dink die vrou. Selfvertroue in die uniekheid van die self is die sleutel tot skoonheid. Maak dan maar vrede met die are, die boepensie wat amper nie meer heeltemal weggesteek kan word nie. Die vrou hou van haarself, aanvaar haarself, maar wens nog steeds dat sy heeltemal perfek was. Soos die modelle met die baaibroeke en bikinis op die foto's. Nie 'n imperfeksie van enige aard nie. Sy wonder hoe iemand so perfek kan lyk, so sonder gebrek van kop tot tone. Die vrou is egter tevrede. Sy maak vrede met die feit dat ouer word deel van die gang van die lewe is. Al daardie jong dames wat so perfek is, gaan ook nie die verloop van tyd vryspring nie. Die vrou versorg haarself, vuil haar kort naels, sit handeroom aan, versorg haar vel en maak seker dat haar lyf en klere skoon en netjies is. Mense sê vir haar dat sy mooi is, maar dis maar goed, hulle sien nie daardie persaartjies, daardie los spiere nie, dink die vrou. Dalk sal hulle dan heeltemal anders oor haar sogenaamde mooiheid dink. Sy dink aan innerlike skoonheid, wat binne-in haar aangaan, watter gesindhede sy binne haar dra, waarvan niemand weet nie. Of sy opreg is, integriteit het, regtig ander liefhet en maklik vergewe. Sy wonder of sy empaties is. Sy ondersoek haarself. Wie is sy werklik binne die top van haar tentwoning?
Die vrou probeer die reëls van 'n mooi innerlike onthou. Sy sien die vaal, grys hare wat sy met henna by die haarsalon laat bedek. Die vrou dra gewone klere by die huis, lyk doodgewoon. Maar as sy uitgaan, dolly sy haarself op en lyk heel verskillend, soos twee verskillende mense. Sy voel half oneerlik, asof sy voorgee, asof sy nie heeltemal opreg is nie. Sy loop sonder grimering by die huis rond, draai eenvoudige, kort poniestert bo-op haar kop. Maar die hare word mooi gestileer wanneer sy iemand by die koffiewinkel ontmoet. Twee verskillende identiteite, oneerlikheid. Wat is dit? Sy leer haarself om te vergewe as daar iets in haar gedagtes opkom waar iemand haar te nagekom het. Sy voel kwaad, maar sy besluit om te vergewe. Sy wil die innerlike skoonheid voed, kompenseer vir die uiterlike waaroor sy minder beheer het. Sy besef dat sy nie almal ewe lief het nie, en dat daar sekeres is wat sy glad nie lief het nie. Die wat haar sonder rede nie voor hulle oë kan verdra nie, terwyl sy altyd probeer het om mooi dinge vir hulle te sê. En nog steeds het hulle skerp monde haar nie in vrede gelaat nie. Die vrou het nie daardie mense lief nie. Sy moet eerlik wees. Sy sny hulle uit. Is sy lelik en vergeldende persoon? Die vrou dink aan die dinge wat in die wêreld gebeur. Die gebrokenheid daarvan. Dit raak vir haar te veel. Sy voel magteloos. Sy wil God wees en alles verander wat vir mens en dier te swaar is. Sy huil daaroor. Sy wil nie daardie las op haar skouers neem nie, so diep voel nie. Sy weet nie hoe om te maak om hierdie dinge nie aan te trek nie. Is dit innerlike skoonheid? Hierdie omgee. As dit is, wil sy dit liewer nie hê nie. Dit trek haar onder toe, die gebrokenheid van die wêreld waarin almal woon. Die vrou is baie gesteld op haar velsorg. Dis haar ydelheid. Sy wil ten alle koste die plooie keer en sy is suksesvol. Mense vra haar hoe sy dit reg kry. Sy sê vir hulle dat dit geneties is, dat haar oorlepa ook min plooie gehad het toe hy al in sy 80er jare was. Dit is waar, maar die vrou inspekteer haar gesig elke aand voor die badkamerspieël van hoek tot kant om enige teken van plooie te probeer opspoor. Sy eet vrugte en groente en drink die probiotika net om die verouderingsproses te probeer keer, maar hierdie ydelheid word aan niemand vertel nie. Dis 'n geheim. Hoe kan iemand die las van die wêreld so op hulle neem en tog so ydel wees? Die kompleksiteit van die persoonlikheid is 'n misterie, dink die vrou. Die grootste figure in die Bybel,
soos Maria Magdalena was 'n prostituut, of so word beweer. En tog was hy later 'n prominente persoonlikheid. God het haar potensiaal raak gesien en kragtig gebruik terwyl sy voorheen haar liggaam as produk vir finansiële gewin aangebied het. Koning Dawid was 'n oorspelige, 'n blaatante moordenaar en tog was hy 'n man na God se hart. Die Samaritaanse vrou by die put, herhaaldelik geskei, verwerplik in die oë van ander, en tog het Christus haar uitgekies om een van die merkwaardigste getuies vir hom te wees. Hy het dinge in hulle gesien, hierdie gevalle, sondige mense. Hy het die skoonheid in hulle gesien, waar ander hulle geoordeel, dalk afgeskryf het, hulle heel waarskynlik agter hulle rug beskinder het. Tog bly die afwesigheid van plooie vir die vrou belangrik, ten spyte van al hierdie dinge. Al hou sy van haarself, haar persoonlikheid. Sy wonder daaroor en sy besef wat die rede daarvoor is. Die lewe gaan by haar verby en om die plooie te keer, probeer sy verhoed dat die lewe so vinnig verbygaan. Eintlik gaan dit nie direk oor die plooie nie. Die vrou raak eerlik met haarself. Is dit skoonheid, die vrymakende krag daarvan? Die vrou wil die mooi van die lewe sien. Sy dink aan die skoonheid van die natuur, die harmonie, heilige ritme daarvan, die skoonheid van die hemel, liggame, onveranderlik, standvastig voor mens en dier bestaan het. Is skoonheid die diepte van iemand se persoonlikheid, oppervlakkigheid die teenoorgestelde daarvan? Wanneer botox en die uitsuig van maagvet bo-aan die prioriteitslys staan, om gereeld seker te maak dat net die nuutste modes nagejaag word. Die vrou is seker dat geen hoeveelheid van eksterne luksheid dieselfde aan die innerkant van die persoonlikheid verseker nie. Snoebisme ook nie in daardie kategorie val nie. Die onwilligheid om te dien nie ware skoonheid beteken nie. Maar daar is tog verrassings, waar superrykes stilweg, anoniem miljoene vir goeie doeleindes skenk. En nie alles met gretige vingers in hulle boesem probeer vasgryp nie, maar laat gaan, vrylaat. Dis mos skoonheid, dink die vrou. Die vrou sien die supermodelle in TV onderhoude. Sy hou hulle liggaamstaal dop. Dis vir haar fascinerend. 'n geheime passie om die waarheid te sê. Sy sien die onsekerheid in hulle praat, die gemanikuurde maskers in hulle perfekte gesigsuitdrukkings. Sy voel jammer vir hulle. Hulle het nie nodig om so te voel nie. So pragtig en
tog so nodeloos onseker van hulself. Vanuit elke hoek van die fotograaf se kamera is hulle volmaak, 'n beeld van menslike perfeksie. Maar wie is hulle regtig binne-in hulself? Wat is die gedagtes wat by hulle opkom? Is daar leegheid of vervulling in die lewe wat hulle lei? Is geestelike vervulling nie skoonheid nie? Wonder die vrou. Uiteindelik het sy die antwoord. Om gelukkig in die self, in die nou, in die beperktheid van 'n gebroke wêreld te wees. Dit is skoonheid. Die vergenoegd wees ten spyte van alles wat teen dit veg. Tog sal perfekte skoonheid nooit op hierdie aarde gevind word nie. Maar eendag in 'n nuwe bedeling sal dit wel so wees. Tot dan is dit wat dit is. Blou aardkies en maagvet of te not.